Hartlik welkom by vandag se gebedsmeditasie. In hierdie sessie gaan ons dink oor God se liefde. Verskeie tekste gaan ons lei in hierdie begeleiding, onder andere Romeine 8 vers 38 tot 39, so Psalm 103 en Johannes 4 vers 16. Ons gaan ook verskeie meditasietegnieke gebruik om onsself te sentreer, onsself te grond, en dit gaan daaroor om bewus te word van waar jy is, wat jou behoefte is en hoekom jy nodig het om vandag by God stil te word. Ons gaan rondom skrif mediteer. Ons gaan bewus word van ons asemhaling. Ons gaan ook dink oor ons verbintenis aan God op verskeie maniere. Die tyd wat jy geneem het om doelbewus in te sluit by hierdie gebedsmeditasie is 'n heilige ruimte, dis 'n heilige tyd, 'n ontmoeting tussen jou en God. Die liefde van God, die liefde wat nie verander nie, liefde wat altyd daar is, selfs wanneer ons dit nie voel nie. Welkom by God se liefde. Word stil en word bewus van God se teenwoordigheid om jou en in jou en altyd. Ons gaan begin met asemhaling. Ons het soveel keer al gesê, die woord vir asem is dieselfde as die woord vir gees, ruach in Hebreëus. Wanneer ons in en uit asem, dan word ons bewus van God se gees wat in ons woon. Sit gemaklik, maak jou oë sag toe, of laat jou oë fokus op 'n punt as jy dalk 'n kers wil aansteek om jou te herinner aan God se teenwoordigheid en net wil fokus op die kers wat brand. Of dalk het jy 'n mooi klip uit die tuin uit gaan haal of 'n skilp. Iets wat jou herinner, iets tasbaar wat jou herinner dat God by jou is. Haal nou diep asem in deur jou neus. Hou dit vir 'n oomblik in en laat dit stadig uit deur jou mond. Ons sal weer diep asem in. Hou daardie asem in. Asem rustig uit. Herhaal hierdie proses so 3 of 4 keer. Met elke keer wat jy inasem, dink aan elke emosie, elke gevoel, elke gebeurtenis, alles wat jou dalk angstig of bekommerd maak. Asem diep in. En wanneer jy uitasem, laat dit vry. Gee dit vir God. Met elke uitasem stel jy die gewig van die dag vry. Laat God toe om jou hart sag te maak en jou siel oop te maak. Romeine 8, vers 38 tot 39. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele, of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of enige iets in die skepping kan ons skei van die liefde van God wat daar is in Christus Jesus, ons Here nie. Niks kan ons skei van die liefde van God. Dink vir 'n oomblik na en jy kan dalk die opname pause en met 'n pen op 'n stuk papier skryf. Dink na oor watter situasie in jou lewe jou laat twyfel aan God se liefde. Wat is daar wat gebeur wat jou laat wonder?
En tweedens, wat beteken dit vir jou uit hierdie gedeelte uit dat God se liefde jou nooit verlaat nie? Ons gaan nou oorgaan om onsself te plaas en vir 'n oomblik te dink en te sien hoe God se liefde jou omvou. Sluit jou oë en verbeel jou jy is in 'n stil tuin. Die wind is sag, daar is vrede. In hierdie tuin verskyn Jesus, nie met oordeel nie, maar met 'n sagte glimlag. Hy kyk jou in die oë en sê, jy is my geliefde. Hy sit langs jou, jy voel die warmte van sy teenwoordigheid. Jy is nie alleen nie, jy is bemin. Psalm 103. So ver as wat die ooste van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Dink aan God se genade, sy genade wat gestalte vind in sy liefde, genade wat nie ophou nie. Laat toe dat die Here se liefde jou hart aanraak. As jy moeg is, bring dit na hom toe. As jy skuldgevoelens het, bring dit ook. Hy weet, hy verstaan en hy roep jou steeds, my geliefde kind. Here, dankie dat u liefde groter is as ons vrese, ons foute en ons onsekerheid. Ons ontvang dit nou, u volmaakte liefde. Help ons om dit elke dag te onthou, dat ons nooit geskei is van u liefde nie. Nie deur omstandighede nie, nie deur ons eie swakheid nie. Amen. Mag jy vandag wandel in die bewussyn van God se liefde. Mag dit jou dra, mag dit jou verander en mag jy dit uitdeel aan jouself en aan ander. Gaan in vrede.